Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hier in die gemeente. En ons wil ook net vir Alta weer sê baie welkom. Ons is bly jy sê dankie vir jou moeite en jou opoffering. En dan wil ons regtig van die geleentheid gebruik maak om vir jou en Andries te sê, mag julle regtig 'n wonderlike Kersfees hê. Mag die Here se vrede en welbehae oor julle neerdaal op 'n besonderse manier. En mag jy ook vanoggend so naby die Here wees dat ons sy stem deur jou hoor. Baie dankie. Baie dankie Rita. Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier op hierdie pragtige dag. Ek wil nog steeds nie sê somersdag nie. Want dit lyk vir my die son is nog maar bietjie skie om sy kop uit te steek. Maar dit is 'n pragtige dag as ons na die natuur rondom ons kyk. Hoe mooi groen dit is. Alles is so mooi. En toe ons vanoggend so ry toe, dink ek ook aan wat die Bybel sê. Dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons vreugde daarin vind. Ek het verlede week vergeet van die aankondiging, so ek gaan nie weer dit vanoggend doen nie. Heel eerste, die 16de oormôre is daar 'n geloftefeesdiens om 9:00 in die NG Kerk. Dan verjaardag vir die week wat kom. Vandag, die 14de, is Willie de Jager. Die 15de is Hendrik Kombrink. En weer die 15de is daar Jan Hendrik Snyman. Is daar dalk van die verjaardag vierders wat in die kerk is vanoggend? Ons hoop hulle het 'n pragtige nuwe jaar. En dan voorbidding vir vanoggend is Dave en Hennelie Pieterse, Tannie Riti van Rooyen en Hannes en Eileen Viljoen. Ons dink ook aan hulle in ons gebede. Ons begin vanoggend met 'n gedeelte uit die Ou Testament, uit Sefanja. Dis 'n vreugdeslied. Jubel van vreugde, dogter van Sion. Roep dit uit, Israel. Verbly en verheug jou met jou hele hart, dogter van Jerusalem. Die Here het die oordeele oor jou afgewend, jou vyande uit die weg geruim. Die koning van Israel, die Here is in jou midde. Jy sal geen onheil meer vrees nie. Op daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie vrees nie, Sion. Moenie dat jou moed jou begewe nie. Die Here jou God is in jou midde, 'n held wat verlos. Gemeente, genade en vrede en vreugde vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die ganse aarde. Amen. Dit is vanoggend die 3de Sondag in Advent, en daarom gaan ons ook die 3de Kers opsteek. Partykeer lyk dit so half vreemd as jy in die oggend 'n kers opsteek, want jy sien hom skaars raak. En selfs in die aand as dit donker is, en jy's in 'n groot vertrek, en jy steek 'n kers aan, kan jy nie veel sien nie. Jy kan net sien wat hier reg rondom jou aangaan. Maar vir iemand wat van buite af inkom, selfs in 'n baie groot vertrek, is daardie liggie van daai kers onmiddellik sigbaar. En dis hoe ons moet leef, dat ons liggie verander, duidelik en van ver af sigbaar sal wees. Die aansteek van die 3de Kers. Ons steek vandag die 3de Kers aan, om ons daaraan te herinner, dat Christus reeds gekom het, en dat hy eendag weer sal kom, sodat ons almal 'n vol en oorvloedige lewe kan hê. Ons dank God vir die hoop wat ons van hom ontvang, vir die vrede wat hy skenk, en die vreugde wat hy in ons hart uitstort. U is Immanuel, God
by ons. U is die bron van ons vreugde. Jackie, sal jy asseblief vir ons die derde kers kom aansteek? O God van vreugde, Immanuel, God by ons. Ons bid dat u lig in hierdie dae in ons harte sal skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal verskyn. Leef in ons en help ons om in u te lewe. Vernuwe ons deur die krag van u Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir u welgevallig sal wees, nou en vir ewig. Amen. Ek het nou so vinnig hier agter in die konsistorie gehoor dat een van die ouderlinge oupa Grootjie geword het. En hy was dadelik reg met sy selfoon om die foto te wys. Iemand is baie bly oor sy agterkleinkind. Dis vreugde. En nou is my vraag aan julle vanoggend, wat verskaf jou vreugde? Maak jou oë toe en dink bietjie terug. Dink aan 'n prentjie, 'n geleentheid, iets wat jy doen of gedoen het, wat jou geweldige vreugde verskaf het. Die dag toe jy jou kind, of jou kleinkind, of dan jou agterkleinkind, vir die eerste keer vasgehou het. Sien voor jou daardie einste kind, wat 'n Kersgeskenk oopmaak. Hoor hoe lag die kind, sien hoe blink sy oë. Kyk hoe skeur hy die papier van die geskenk af. Of selfs 'n klein hondjie, jou kind wat 'n nuwe hondjie kry. Hierdie klein hondjie is oral oor hom, die hond lek en die hond krap en die kind probeer net keer en die hond is bly en die kind is bly. Dis vreugde. Dink aan die dag toe jy jou vrou gevra het om met haar te trou. Hoe het jy gevoel toe sy ja gesê het? En mevrou, hoe het jy gevoel die dag toe jou man vir jou gevra het om met hom te trou? Die dag toe iemand gesê het dat hy bereid is, nee, dat hy graag wil hê, dat jy vir die res van sy lewe aan sy sy moet staan, dat hy soveel vir jou omgee. Of dalk 'n seevakansie waarna jy lank uitgesien het, of 'n groot uitdaging wat jy aangepak het, dalk het jy 'n berg gaan uitklim, of jy het 'n halfmaraton gehardloop. Miskien was jou vreugde die dag toe jou kind voor die hele gemeente gestaan het en belydenis van geloof afgelê het. Die dag toe daardie kind voor almal in die openbaar gesê het, ek het gekies en ek het vir Jesus gekies. Wanneer jy 'n werk gedoen het wat moeilik was, uitdagend was, wat dalk baie van jou tyd, baie van jou energie, of dalk doeteenvoudig baie nadenke geverg het, hoe het jy gevoel, toe jy daarmee klaar was, toe jy kon terugstaan en sê, hierdie werk is goed gedoen, dis netjies, ek is tevrede. Of ons kyk 'n bietjie op 'n ander vlak, as jy van goeie musiek hou, hoe lekker is dit om op 'n musiekuitvoering by te woon, om na goeie kuns te gaan kyk, teater by te woon, 'n mooi tuin. Dis goed wat vir ons vreugde verskaf. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat wil die media hê? Wat wil advertensies hê? Wat moet ons dink? Hoe moet ons voel oor vreugde? Wat wil die adverteerders hê? Wat moet ons glo?
Nou sit ek spesifiek gisterand so 'n bietjie en kyk na die advertensies op die TV en nou kyk jy hoe kom die advertensies op. Die adverteerders wil hê dat ons moet glo vreugde spruit voort uit die regte polis. Of dit nou 'n mediese polis is, 'n uitkeerpolis, 'n aftreepolis, of dalk selfs 'n mediese polis vir jou kat of jou hond. Teen R65 'n maand kan jy 'n mediese polis kry vir jou kat of jou hond. Vir jou troeteldier. Ek weet nou nie of dit vir ander troeteldiere ook geld nie. En dan is daar die aanhoudende lotery advertensies. Nou ek het 'n bietjie gaan soek. Die kanse dat jy die lotto kan wen is 40,5 miljoen teen 1. En die kanse dat jy die lotto plus kan wen is 2 miljoen teen 1. Maar die advertensies wil jou laat glo dat jy net maar net 'n paar nommertjies kan kies en jy gaan die lotto wen en dan is jou kanse, jy het nou jou kanse gebruik, jou kanse was uitstekend, jy het die lotto gewen, nou het jy hierdie geld gekry en nou gaan jy 'n hemelse lewe hê. As jy die lotto wen, gaan al jou kwale verdwyn, jy sal oornag jonk en gesond wees, jy gaan 30 jaar oud wees, jy gaan superfiks wees en jy gaan eers op 'n pragtige strand met 'n blou see, met 'n mooi meisie aan jou sy ronddraf, 10 teen 1, nou nog met so 'n lekker groot goue labrador wat langs jou draf. Aan die ander kant, vir die advertensies wil ons laat glo dat vreugde uit 'n botteltjie uitkom. Kyk maar na die drankadvertensies. Kyk hoe vrolik en onbesorg en geliefd en prettig lyk almal op die drankadvertensies. Gesond en sonder enige bekommernisse, hulle lag en hulle beweeg sonder enige artritis, hulle dans, hulle gaan te kere. Kyk na die gewigsadverliesvertensies. As jy hierdie pil of hierdie shake koop, dan gaan jy binne 2 weke soos 'n liggaamsbouer lyk, sonder dat jy 'n vinger hoef te verroer. En dan gaan ek gelukkig en gesond wees. Velprodukte, velbehandelings doen presies dieselfde. As ek hierdie ding gebruik, gaan my plooie verdwyn en ek gaan pragtig wees en ek gaan mooi wees en ek gaan gelukkig wees. Nou die interessante is dat jy met baie mense kan gaan praat wat radikale kosmetiese chirurgie ondergaan het. Gewoonlik nou maar vroue wat in die advertensiebedryf is, wat modelle is, wat gaan vir 'n skerper neus of ek gaan nou nie uitwy nie, maar as jy na die tyd met hulle gaan praat en jy vra vir hulle, is jy gelukkig? Gelukkiger as wat jy was, dan sê hulle nee. My selfbeeld is nog presies dieselfde. My neus pla my miskien nou nie meer nie, maar nou is daar ander goed. Nou pla my groot voete my, of my lelike hande, of my artritis elmboë. Maar dis wat die advertensies ons laat verstaan. En ja, dit is so, dit is inderdaad so, drank laat jou beter voel. Dit laat jou ontspan. Dit laat die dagse probleme minder en kleiner lyk. Maar nou kan jy sê, maar ek drink nie. Maar weet jy dat sjokolade is 'n stimulant wat jou baie beter laat voel. Vreugde kom uit 'n Cadbury sjokolade papiertjie. Of jy gaan sê, ek eet nie soet goed nie. Ek verkies soutigheid. Die biltong en die chips en die steak wat jy eet, bevat MSG of MSG, monosodium glutamaat, ek moet nie sulke groot woorde gebruik nie.
En dit is 'n geurmiddel wat op jou brein werk. Dit laat die kos lekkerder smaak. En omdat die kos lekkerder smaak, eet jy meer daarvan. En as jy meer eet, voel jy beter. Hoekom? Want as jy eet, dan skei jou brein hormone af. Dopamien en serotonien. En dit laat jou beter voel. So ons eet om beter te voel, om meer vreugde te ervaar. Jy voel beter, goeie kos, glas in die hand, lekker geselskap. Dit sorg inderdaad vir vreugdevolle oomblikke en sulke familieoomblikke skep herinneringe wat jy altyd onthou, wat altyd 'n sagte plekkie by jou gaan hou. Jy gaan altyd met vreugde daaraan terugdink. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie vreugdes is wat ons kan en moet geniet. Die Here het dit vir ons gegee. Dis 'n geskenk wat ons moet gebruik, wat ons kan gebruik, en ons moet dit doen, want dit gaan nie vir altyd hou nie. God het ons geseën met oorvloedige redes tot vreugde. Ons moet ons lewens geniet en elke ding wat daarmee saamgaan wat vir ons plesier verskaf, moet ons gebruik. Elke dag, ons moet dit geniet. Die aarde is 'n wonderlike plek met wonderlike dinge. En hier hang dit ook baie af van wat jou belangstellings is. As jy 'n natuurmens is, gaan vind jou vreugde in die natuur. As jy 'n tuinier is, gaan vind jou vreugde in die tuin. As jy lief is vir kos maak, gaan vind jou vreugde voor jou kombuis, in jou kombuis voor jou stoof. Gaan gebruik dit, geniet dit. Want Breitenbach het gesê, die lewe is 'n asemlank. Die lewe is baie kort. Geniet wat jy kan, terwyl jy kan. Maar dis nou by ons. Wat sê die skrif vir ons? So kom ons sluit ons oë en ons bid net voor ons die Bybel oopmaak. Ons Vader, ons kan vanoggend net voor U kom met dankbare harte vir alles wat U vir ons gee. Al die wonderlike gawes, al die wonderlike ervarings wat ons kan beleef, van familie, vriende, kinders, kleinkinders. Here, die mooi natuur buite ons, die vakansies waarop ons kan gaan, wat ons nuwe dinge kan gaan ontdek. Here, en partykeer dan sit ons op 'n plek wat ons besef ons kan nie daar wegkom nie. Ons sit miskien in 'n ouete huis of 'n aftreeoord. En dan weet ons daar is mense rondom ons wat ons nodig het, vir wie ons baie kan beteken, vir wie ons vreugde kan bring. Dankie dat U vir ons soveel geleenthede gee om vreugde te geniet, maar ook om vreugde te bring. Here, en dankie dat ons vanoggend hierdie vreugdeskers kan aansteek, om ons te herinner, ons moet vreugde vind in hierdie lewe wat U vir ons gegee het, want ons weet nie hoe lank ons hier gaan wees nie. Here, maak nou ook U woord vir ons oop. Praat U self met ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n kort stukkie saam lees uit Psalm 37, vers 4 en 5. Nou, as julle by die huis hierdie volle Psalm wil gaan lees, sal julle sien, daar is 'n klompie baie snaakse woorde tussenin. Sommige vir die interessantheid, ons noem dit 'n akrostiese Psalm. Dit beteken dat elke gedeelte, elke strofetjie van hierdie Psalm begin met 'n letter van die Hebreëse alfabet. Dit is waarskynlik maar gebruik om die mense te help om die psalms, die geskrewe stukke makliker te onthou. So as jy sulke snaakse woorde in die psalms
raak lees, ek dink daar is 4 of 7 van daai psalms, dan weet julle hierdie snaakse woorde, dis akrostiese psalms. Psalm 37. Vertrou op die Here en doen die goeie. Bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here. Dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat verskyn en jou reg soos die middagson. Waar vind ek my vreugde? Psalm 37 is kort en kragtig. Vind jou vreugde in die Here. Vind jou vreugde, die ewige, die ware, die onblusbare vreugde in die Here, die ewige, ware Here. Hy gee vir ons vreugde as 'n geskenk, 'n gawe of 'n vrug van die Heilige Gees. Dis onsin, dis gratis, dis verniet, dis vir ewig. En saam met hierdie uitspraak kom daar vir ons 'n belofte. En hy, God sal vir jou gee wat jou hart begeer. As jy jou vreugde in die Here vind, sal hy vir jou gee wat jou hart begeer. Vreugde is 'n volkomme oorgawe aan God. Vreugde is nie 'n gevoel of 'n emosie nie, dit kan natuurlik wees, dit kan 'n emosie wees, maar ware vreugde is 'n gawe van die Gees. En hierdie goddelike vreugde beteken dan natuurlik ook nie dat ek, wanneer ek hierdie vreugde my eie maak, dit vir my toeëien, skielik sonder enige probleme of kwellinge gaan wees nie. Alles gaan nie oornag regkom en in 'n sprokieswêreld verander nie. Materiële voorspoed gaan nie sommer net by my vir my voordeur instap nie. As dit is wat jy verwag, dan gaan jy baie teleurgesteld wees, want dit is nie wat dit beteken dat God vir jou gaan gee wat jou hart begeer nie. Hierdie is nie 'n maklike, goedkoop, feel good welvaartsteologie nie, dat jy skielik finansiëel vry gaan wees nie. En kom ons erken dit, dat finansiële probleme, is een van die grootste diewe van ons vreugde. Want die oomblik as ons opgewonde raak oor iets, as ons bly raak oor iets, as ons vol vreugde raak oor iets, dan kom sit daai dingetjie op jou skouer en sê, en waar dink jy, waar gaan die geld vandaan kom? Dink jy daar's geld daarvoor? Ons ken mos daai stemmetjie, daai fluisterende stemmetjie, wat op die ou end harder praat as die vreugde wat jy ervaar. Hierdie vreugde, hierdie teks beteken dat my hartsbegeertes in lyn sal wees met God se wil. Sy goddelike wil en nie my aardse begeertes nie. Die begeertes van jou hart, die begeertes van my hart, sal nie selfsugtige, selfverrykende begeertes wees nie. Hierdie is begeertes wat die koninkryk van God eerste stel. Romeine 14 vers 17 sê, die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dis nie aards nie, dis nie wêrelds nie. Dis goddelik, dis bo natuurlik. Hierdie vreugde beteken wel dat jy selfs onder baie moeilike omstandighede steeds blymoedig sal wees.
Ek onthou toe my man se ouma, sy was byna 91 op haar sterfbed gelê het. Sy was in 'n semi-koma. Het die familie, haar kinders en kleinkinders, rondom haar bed gekuier met vol vreugde. Ons was hartseer, want ons wou haar nie groet nie. Sy het 'n baie groot rol in baie mense se lewens gespeel. Maar ouma het in haar 90 jaar 'n vol lewe gelei. Ouma hulle was baie arm. Sy het geleer om met die minimum klaar te kom. Maar ouma se grootste vreugde was om uit te deel. Dit was haar vreugde om vir haar medemens goed te gee. En ek onthou dat selfs sy kon later nie meer sien nie, het ons maar net gesien, daar gaan iemand met ouma se suikerpot of iets van ouma. Ouma het haar klere, haar onderklere, alles weggegee. Dit was haar vreugde, selfs op haar sterfbed kon sy dit nog doen. En ons as familie kon dit met vreugde ervaar, om te besef, maar dit was ouma se vreugde, haar naaste, die dankbaarheid wat haar vervul het. Vreugde is ook nie net 'n gawe nie, maar dis ook 'n opdrag. Filippense 4 vers 4 sê, en ons almal het hierdie liedjie gesing, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Christene is nie blou willebeeste nie. Christene loop nie met blou willebeesgesigte, lang gesigte rond nie. Christene is vreugdevolle mense. Hulle bring vreugde aan ander mense, waar hulle kom en wat hulle ook al doen. En soos altyd was Jesus self die voorbeeld. En ons dink nie altyd so daaraan nie. Wanneer Jesus se troue in Kana bywoon, raak die wyn op. Wat doen Jesus? Hy verander water in wyn, sodat hulle kan verder troue hou. Hy woon 'n troue by en hy geniet dit. Hoeveel kere dink ons aan 'n vrolike Jesus? 'n Jesus wat kuier saam met sy vriende. Trouwens, hy kuier so saam met sy vriende en ander mense, dat die skrifgeleerdes hom later die belediging toevoeg, dat hy 'n vriend is van die vrate en die wynsuipers. Jesus het saam met ander mense gekuier, hy het ander mense geniet, hy het geselskap geniet. En na sy opstanding, waar kry ons vir Jesus? Op die strand, besig om te braai. Hy braai vis vir sy disippels, vir sy vriende. Jesus het vreugde ervaar, want hy was 'n mens soos ons. Jesus self is vreugde. Maar dan is daar nog 'n kant. En die ander kant is in Sefanja 3 vers 17. Johan, kan jy dit vir ons op die skerm sit? Ja. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is in jou midde, 'n held wat jou verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. Dink aan hierdie kind wat 'n geskenk ontvang. Hoe gil hierdie kind partykeer van plesier. En dan lees ons, God sal oor jou juig met jubelkrete. Nou as ons nou mooi na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat dit eintlik betrekking het op Sion of dan nou wel Jerusalem, maar daarmee saam kan ons dit van toepassing maak op God se kinders, op elke een van ons. Dit geld vir ons ook.
En hoe gereeld dink jy daaraan dat God verheug is oor jou? Jesus sê, daar's vreugde in die hemel wanneer daar een sondaar is wat homself bekeer. Net een sondaar. En dan is daar vreugde in die hemel. Ons kan inderdaad dinge doen wat God opgewonde maak, wat hom bly maak. Dinge wat hom laat juig met jubelkrete. Dis 'n vreemde, opwindende gedagte. Wat doen ek en jy om God bly te maak? Ons leef in moeilike tye. Leef ons met vreugde of karring ons maar net elke dag voort met 'n gekerm en gekla en ons sukkel maar net om liggaam en siel aan mekaar te hou. Ek wil graag vir ons 'n lied voorlees. Ek wou gehad het ons met hom sing, maar hy is bietjie onbekend. So ek gaan hom lees. Ek gaan net so 'n bietjie draai vir die lig. Dis Vonk 124. Jesus bring vreugde, redding en vreugde. Hy het mens vir ons geword. Engele juig dit, herders getuig dit. Jesus redder, seun van God. Wyd oor die aarde kring sy behaag. Hy kom vergewe, hy laat ons lewe. Hy maak ons mense, kinders van God. Wyd oor die aarde kring sy behaag. Hy kom vergewe, hy laat ons lewe. Hy maak ons mense, kinders van God. Jesus bring vrede, hemelse vrede. Al ons skuld het hy versoen. Nie meer verlore, wedergebore, deur sy gees wat wonders doen. Vry kan ons nader tot God die Vader. Niks kan ons skei nie, niks wat ons lei nie. Hy maak ons mense, kinders van God. Amen. Ons hemelse Vader, ons moet erken dat ons nie met vreugde lewe nie. Want dit is so maklik om al die moeilikheid, al die kwellinge, al die swaar kry, al die beproewinge, al die dinge wat ons pla, al die vrese, al die lyding. Dit is so maklik om 'n lysie daarvan te maak. En teen die einde is die lysie so lank, dat ons vergeet om ons seëninge by te sit. Ons vergeet dat U ons vreugde is, dat U God by ons is, Immanuel. En in U is vreugde. Here, help ons om hierdie week, maar ook die res van hierdie jaar, met vreugde, met goddelike vreugde, tegemoet te gaan. Here, en om ook in hierdie proses vir ander mense vreugde te bring. Want as ons om ons kyk, dan besef ons ook, ons het niks om oor te kla nie. Daar is soveel mense wat ons nie kan glo dat hulle nog kan glimlag nie, met wie dit so moeilik gaan. En hierdie mense straal partykeer baie meer vreugde, baie meer vrede uit, as ons, U kinders, wat reeds U vreugde as gawe van die Gees ontvang het. Here, dit is 'n persent. U het dit vir ons gegee. Dankie vir hierdie geskenk. Ons vra dat ons vreugde sal deel, Here, maar dat ons ook daaraan sal dink, dat ons ook vir U kan bly maak.
Here, en as ons na ons lewens kyk, as ons saans in ons bed lê en 'n bietjie terugdink aan die dag, dan besef ons dat ons nie regtig baie rede was vir u blydskap nie. Vergewe ons daarvoor, Here. Ons is Christene, ons is u kinders. Ons het die belofte van ewige vrede, ewige vreugde, ewige verlossing, ewige lewe. En daarvoor kan ons net dankbaar en vol vreugde wees. Ons vra dat u ons sal help om te dink wat ons doen, te dink wat ons doen wanneer ons dit doen, en baie keer hoe ons dit doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vir elkeen van julle, ook vir die gemeente en die gemeenskap, 'n vreugdevolle, vredevolle Kersfees toewens. 'n Kersfees waarin julle gaan rus vind, ook saam met julle vriende, julle familie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. En ek wens julle die nabyheid en die tasbare vertroosting van die Heilige Gees toe, dat dit ook met julle sal vervul met nuwe energie, met nuwe krag vir die jaar wat kom. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees met ons wees, nou en vir altyd. Amen.